Goeiemôre en welkom by ons tweede dag van ons oordeenkingtyd in hierdie week. Ek hoop dit gaan met jou goed. Dankie dat jy vanoggend weer saam met ons inskakel. Elke lewe produseer vrug. Die vraag is net watter tipe vrug. Jesus sê, en dis wat ons gister oor gepraat het, mense sal jou nie net ken deur wat jy glo nie, maar deur wat jy dra, wat uit jou lewe uitkom. Met ander woorde, jou karakter openbaar jou verbinding. Baie mense wil die naam Christen dra, maar wys min van Jesus in hulle daaglikse lewe. Lees saam met my vanoggend se skrifgedeelte Galasiërs 5 vers 22 tot 23 wat sê: Maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Wanneer die Heilige Gees werklik in iemand begin werk, begin daar vrug verskyn. Nie net kennis nie, nie net emosie nie, vrug. Jy begin anders reageer, jy begin anders praat, anders optree. Nie omdat jy probeer om godsdienstig te lyk nie, maar omdat Jesus besig is om jou van binne af te verander. Die probleem is dat baie van ons soms vrug van die vlees probeer wegsteek met hierdie geestelike blare. Ons noem bitterheid regverdige woede. Ons noem skinder baie keer gebedsversoeke. Ons noem baie keer selfsug, selfsorg. Ons probeer dinge mooi laat lyk wat eintlik nie van God afkom nie. Maar die vrug kan nie verlang versteek word nie. Wat binne in jou leef, kom uiteindelik uit. In jou houding, in jou reaksies, en hoe jy mense behandel, en wie jy is wanneer jy alleen is, wanneer niemand kyk nie. En hier is die harde waarheid vandag. Jy kan nie konstant hard, liefdeloos en selfsugtig leef, maar verwag mense met Jesus in jou raak sien nie. Jesus het nie gekom om jou hemel toe te vat nie. Hy het gekom om jou te verander, te transformeer, sodat jy eendag die ewigheid kan ervaar. Dit is maklik om geestelik te lyk in sekere oomblikke wanneer jy by die kerk is, wanneer jy miskien op 'n kampus saam met ander mense, wanneer jy worship musiek speel, wanneer jy iets inspirerend op sosiale media plaas, maar die ware toets van vrug gebeur in die gewone oomblikke van die lewe. Hoe reageer jy wanneer jy geïrriteerd raak? Hoe praat jy met mense wat jou frustreer? Hoe tree jy op wanneer dinge nie jou kant toe gaan nie? Want dit is waar die vrug werklik wys. Nie in jou woorde nie, maar in jou lewe. Ek wil vandag vir jou sê, God wil nie net hê, jy moet meer weet van hom nie. Hy wil hê, mense moet meer van hom in jou raak sien. Want 'n lewe wat regtig verbind is, connected is aan Jesus, kan nie help om vrug te dra nie. Kom ons bid saam. Here, vanoggend is die uitnodiging so duidelik. Here, ons moet oplet hoe ons is, wanneer ons miskien geïrriteerd raak, wanneer ons om mense is wat ons frustreer, wanneer ons werklik alleen is en niemand sien ons raak nie, Here, wie is ons dan regtig, Here? Want U nooi ons uit vandag om vrug te dra. En ons kan net vrug dra as ons verbind is aan U. So Jesus, kom help ons vandag. Maak ons 'n beter mens. Oortuig ons harte van dit wat U vandag deur die Gees uitlig en lei ons die regte pad. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Deel vandag hierdie boodskap met iemand wat dit miskien moet hoor. Maar ek sien jou weer môre. Lekker dag vir jou.